Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou. Van my pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan is dit weer 'n groot voorreg om vandag saam met jou die woord van die Here te deel. Nou ons almal weet dat angs soms soos 'n geveg voel. Dis nie net 'n enkele emosie wat kom en gaan nie, dit voel soos 'n voortdurende stryd in ons gedagtes en in ons harte. Maar vandag wil ek wil jou graag bemoedig. Jy is nie alleen in hierdie geveg nie. God hy's aan jou kant en hy's daar saam met jou en hy gee jou die krag. Hy gee jou die krag om vol te hou. Maak nie saak hoe groot daai stryd, daai bekommernis en daai angstigheid voel nie. Nou het jy al ooit gevoel dat angs soos 'n geveg is wat net nooit ophou nie. Paulus beskryf ons geloofslewe. Hy beskryf dit nogals op dieselfde manier. Hy sê in 2 Timoteus 4 vers 7 sê hy vir jong Timoteus: Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi en ek het gelowig gebly. Paulus gebruik die woord stryd om die geloofslewe vir ons te beskryf of te omskryf. Dit is soos 'n slagveld, 'n battlefield waar jy voortdurend moet veg om jou geloof te bou. Hierdie stryd is nie net fisies nie, maar ook dis geestelik en dis emosioneel. Dis al daai dinge. En jy sien, angs probeer jou geloof en my geloof, hy probeer dit versmoor deur twyfel, vrees en wanhoop te saai. Nou, die waarheid is dat ons geloof dikwels in die hitte van die stryd getoets word. Wanneer ons voel dat angs soos branders aanhoudend oor ons spoel, moet ek en jy, ons moet onthou dat dit eintlik 'n geveg is wat ons nie alleen veg nie. Ons veg nie in ons eie krag nie, ons veg met God aan ons sy en daai is 'n enorme krag wat ons het, nê. Angs kan ons geestelike krag nogals aftakel en as ons nie die wapenrusting van geloof dra nie, dan baie maklik kan ons ingee en oorgee. Nou dis maklik om te voel asof die stryd nooit eindig nie, maar die waarheid is dat God is getrou. Hy laat ons nie alleen veg nie. Geliefde, Paulus kon sê ek het gelowig gebly omdat hy verstaan het dat sy oorwinning nie in sy eie krag gelê het nie, maar eintlik in God se absolute getrouheid. So hoe kan ons soos Paulus die goeie stryd stry en gelowig bly? Nou deur ons vertroue eerstens elke dag opnuut in God te stel. Wat ons kan doen is, wanneer jy angs beleef in jou gedagtes en jou hart en jy voel oorweldig, sê dalk hardop: God, U is my krag. U is my bron van vreugde en ek vertrou op U. Dis iets wat jy kan sê. Dalk kan jy gaan en jy skryf vir jou geloofsverklaring neer wat jy elke oggend kan lees en ek weet dit is moeite, dit vat tyd. Jy moet dalk nou dink, wat gaan ek skryf? Gaan sit en dink, wat wil ek skryf? Jy kan dalk iets skryf soos: Here, ek weet ek is nie alleen in hierdie stryd nie. U is my helper en U veg saam met my. U veg vir my. Skryf so iets neer, lees dit elke dag en maak 'n punt daarvan om God se getrouheid in jou lewe te onthou. Dink terug aan tye toe jy jou gedra het deur moeilike oomblikke. Soms is dit hy dra jou vir 'n dag en dan 2 en dan 3 en jy moet jouself herinner aan daai oomblikke, En as ek nou sê 1 of 2 of 3 dae, bedoel ek nie God is getrou vir een dag en die tweede dag en die derde dag drop jy nie. Nee, baie keer in ons stryd wat ons stry in ons geloofswandel, gee ons maklik op en dan dink ons God het ons gelos en dis nooit die waarheid nie. God sal jou nooit los, hy sal jou nooit begewe nie, hy sal jou nooit verlaat nie, hy sal altyd by jou wees. So, ek wil jou uitdaag, maak hierdie verklaring van geloof saam met my. So sê die volgende saam met my: Ek veg die goeie stryd van geloof. Ek hou vas aan God se getrouheid ongeag die stryd. Ek hou vas aan God se getrouheid ongeag my stryd. Geliefde, onthou, die geloofslewe is 'n stryd. Dis 'n oorlog, dis 'n battlefield, Dinge gebeur daar, is nooit gemaklik nie. Maar dit is 'n goeie stryd. Wanneer angs probeer jou en my oorweldig, moet ek en jy leer om vas te hou aan die waarheid dat God ons nooit alleen los nie. Hy is die een wat ons sterk maak. Hy is die een wat die geveg vir ons aanpak en die geveg vir ons oorwin. Hy is reeds daarvoor besig om vir my en vir jou te beklei. So, ek wil jou regtig net sê dankie geliefde dat julle saam met ons reis hierdie week. Dankie dat julle saam met ons hierdie pad stap en saam met ons gesels oor die dinge waardeur julle gaan. En dankie vir elke kommentaar. Elke ding wat julle met ons deel is vir my kosbaar. En dan môre gaan ons gesels oor hoe ons daaglikse bekommernisse in God se hande kan plaas. En ek wil regtig jy skakel môre in om prakties te hoor wat ek en jy daagliks vir die Here kan gee. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie dat wat ons vandag leer is dat ons staan in 'n stryd, ons staan in 'n geveg en daai geveg is elke dag.
En 'n geveg is nooit maklik nie. Wanneer ons moet weet, ons stap in 'n oorlog in, daai oorlogsveld, hier sê vir ons die wapen wat ons moet dra, is die wapen van geloof. Dis eintlik die skild. As ons kyk na die wapenrusting, is dit die skild van geloof. En Here, ons berusting lê in die wete dat ons geloof kan en moet volhardend wees. Dis nie iets wat ons net uit onsself uit doen nie. Ons het ywer, ons het durf, ons byt vas, ons het grit, maar ons kies om die hand van genade saam met dit te vat, en so beleef ons hoe U vir ons trek en vir ons ondersteun en beskerm, en ons ywer, ons besluit om nie op te hou die stryd te stry nie. Dis my gebed vandag in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle inskakel saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.